toe hy naby Betfage en Betanië kom teen die Olyfberg stuur. Hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: Welkom by Geloofspad. Terwyl Jesus op pad na Jerusalem was sy reis op die punt om 'n deurslaggewende oomblik te bereik. Hy het deur Jerigo gegaan, 'n blindes genees en Saggeus tot bekering geroep. Tog, toe hy die Olyfberg nader, was sy hart ingestel op iets baie meer betekenisvol: sy triomfantelike intog in Jerusalem. Hierdie oomblik was nie net nog 'n optog nie. Dit was die punt van geen terugkeer nie. Jesus het geweet dat sy sending op 'n hoogtepunt sou kom. Hy was op die punt om die stad binne te gaan en die profesie van Sagaria 9 te vervul. Die skare gevul met opgewondenheid en hoop was gereed om hom as koning uit te roep. Hulle het palmtakke gesprei en lofsange gesing vir die een wat hulle geglo het hulle sou verlos. Maar dit was ook die begin van sy offer. Soos Caesar se kruising van die Rubicon, was dit die oomblik toe Jesus sy lot verseël het. Daar sou geen omdraaikans wees nie. Sy reis sou lei na die kruis, waar hy sy lewe sou aflê vir die redding van die wêreld. Ten spyte van die aanbidding van die skare het die Fariseërs vol trots probeer om die lof van die nederige volgelinge stil te maak. Tog het Jesus, wat die harte van mense geken het, hulle lof aanvaar. Selfs al sou die Fariseërs stil bly, sou die einste klippe in aanbidding uitroep. Op daardie oomblik het Jesus nie net Jerusalem binne gegaan nie. Hy het 'n streep in die sand getrek. Hy het verklaar dat sy koninkryk nie deur krag of mag sou kom nie, maar deur nederigheid, opoffering en liefde. En niemand, nie eers die Fariseërs, kon dit keer nie. Kom ons bid. Here, terwyl ons nadink oor u seëvierende toetrede, dank ons u vir die moed en vasberadenheid wat u aan die dag gelê het in die uitvoering van u missie. Mag ons ook die nederigheid hê om u te volg in die besef dat u koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. Help ons om u met ons hele hart te loof, met die wete dat u die koning is wat vir ewig sal regeer. Amen.